Vandag is donderdag 15 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Paastyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, is waarskynlik een van die bekendste gedeeltes in die Bybel en dikwels vele mense se gunsteling, Psalm 23. Ons gaan lees uit die 1983 vertaling, maar voor ons dit gaan saamlees, wil ek jou graag nooi om 'n kers aan te steek. Kers hier in Paastyd herinner ons op 'n baie besonderse manier daaraan dat ons glo in 'n God wat lewe, die opgestane lewende Here. En dan wil ek jou graag nooi met die aansteek van die kers om sommer net in hierdie oomblik saam met my tot rus te kom. Haal 'n paar keer lekker diep asem, terwyl jy in hierdie oomblik doelbewus draai na die opgestane en lewende Here. En in jou stil word wil ek jou nooi om na te dink waar jy in die afgelope tyd, in die besonder, God as die lewende opgestane Here beleef het. Waar was daar momente van lewe in die laaste tyd in jou eie lewe en rondom jou? Dink daaroor en sê sommer net vir die Here dankie daarvoor. Daar is natuurlik ook altyd momente en tye waar goed dood voel. Waar dit voel of lewe net nie wil deurbreek nie. Soms in jou eie lewe, soms in die lewe van ander mense om jou, soms in jou konteks. En in ons stil word vandag wil ek jou nooi om ook te dink oor daai momente rondom jou en in jou waar goed dood voel of lewe nie wil deurbreek nie. En dan wil ek jou nooi om dit vandag in die Here se teenwoordigheid te kom neersit, dit te erken. Dalk mense of ervarings na die Here toe te bring. Ons hou in ons lewens dikwels hierdie twee werklikhede vas: lewe en dood. Dis juis in sulke tye wat 'n psalm soos Psalm 23 mens eintlik nader nooi. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek wonder wat in die psalmdigter se lewe op die stadium geheers het toe hy die psalm geskryf het.
Wat het Dawid beleef? Was dit 'n tyd van lewe, waarin hy God beleef het, juist dan as 'n herder, as die een wat hom laat bring by plekke van rus, 'n pad van vertroue, in die hande is ek veilig. Cas Vos skryf ook 'n psalm, gegrond op Psalm 23, wat bietjie anders klink. Hy sê, die Here is my herder nie, ek kom alles kort. Hy lei my na leegtes, laat my bloed sweet, bring my na 'n woestyn sonder manna se genade, op die duinende duine, hy lei my op omwee, om sy verlore eer te soek. Ek kruip deur die donker dieptes, my hart skommel bang. U het u hand teruggetrek, ek kyk vas teen u rug. U laat my aan 'n kruis hang, terwyl my vyande koggel. U ontvang my soos 'n rower. Ek is oorlaai met skuld. Al slaan u stilte my stom, sal ek na u bly roep. Ek, u weggooi lam. Mens hoor in hierdie woorde iets van daardie momente in 'n mens se lewe wat daar nie lewe is nie. Wat dit vir jou voel of alles dood is. Wat dit vir jou voel of die Here nie jou herder is nie, of jy alles kort kom, of jy in 'n woestyn is, asof daar geen genade is nie. Alles is donker. Ek kyk vas teen u rug. Mense koggel en ek is stom. Soms hou ons ook sulke oomblikke in ons lewens vas. Waar bevind jy jou op die oomblik in hierdie teenstrydigheid? Beleef jy dat jy God wil aanbid en loof as die herder wat versorg en vashou? Dan wil ek jou nooi om dit vandag teenoor die Here te verwoord. Maar dit mag dalk wees dat jy ook in jouself momente of plekke of ruimtes of dinge beleef, kontekste, waar dit voel of dit dood is. Asof daar nie lewe is nie. En dan wil ek jou nooi om ook dit vandag eerlik na die Here toe te bring. Dit is so. Soms hou ons albei hierdie in ons binneste vas. Lewe en dood. Gebruik hierdie ruimte vandag om met die Here hieroor te praat. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here is nie my herder nie, ek kom alles kort. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy lei my na leegtes, laat my bloed sweet, bring my na 'n woestyn sonder manna se genade. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam.
Hy lei my op omweë om sy verlore eer te soek. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Ek kruip deur die donker dieptes, my hart skommel bang. U het die hand teruggetrek. Ek kyk vas teen U rug. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl die teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U laat my aan 'n kruis hang terwyl my vyande koggel. U ontvang my soos 'n rower. Ek is oorlaai met skuld. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Al slaan U stilte my stom, sal ek na U bly roep. Ek, U weggooi lam. Ek weet nie waar jy jou bevind nie, in lof of in klag, of dalk in albei. Dis juist dan wanneer Kasfos se gebed gedig my help. Ek sal na U bly roep. Ek sal na U bly roep. Here, vandag kom ek na U toe met al die teenstrydige gevoelens en emosies en gedagtes in my. My lof en my klag. Dankie dat U my in dit alles kan vashou. Amen.